Of ek sal aanhou om daai gees te veg en te weerstaan. Want my goeie God se woord sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou afvlug. Die afgelope klomp maande is hierdie 'n teikengebied in ons gemeente rondom klank en al die goedjies. En ek kan jou nou sê, dis nie Pieter of iemand se skuld nie. Ons doen wat ons wil, maar dan, terwyl jy op die kansel is, dan gaan die battery net dood. Wat nou net van die charger afkom, en dan dit, en dan dat, en dan net nou, dan is alles weer reg. Dis 'n demoniese aanval. En ons sny dit af. En ek stuur dit terug van waar het kom. Want by my God is alle dinge moontlik. Loof die Here. Gerard, jy het nou daar agter gaan sit, ek soek hom hier voor. Gerard, hoor die woord van die Here vanmôre oor jou lewe. Jy kan net daar staan. Hoor 'n woord van die Here oor jou lewe. Die afgelope 13 jaar is verby. Die Here sê, oor min was jy getrou. En dit het al in Burgersfort gebeur. Of in Steelpoort daar. Maar die Here sê jy het dit deurgetrek en hy gaan jou besoek. Hy gaan jou besoek in persoon. Hy gaan jou besoek in gees en hy gaan jou omgewing besoek. Die Here sê daar stemme wat gaan stil word. Want sy stem gaan harder praat as die stemme om jou. Jy sal weet of dit van die Here is of nie. Die Here sê, jy gaan 'n wonderwerk sien. Jy gaan 'n wonderwerk sien. En jy sal getuig van daai wonderwerk, want hy release dit vanoggend in jou lewe in. Halleluja. Loof die Here. Wie van u was al hier van Suid-Afrika in 'n vliegtuig geklim en in 'n ander land gaan land? Wie van julle het dit al gedoen? Dit was 'n klompie, nee. En toe jy nou daar kom, toe het jy nou nog so 'n paar R100 in jou sak. En jy stap kafee toe, of winkel toe, en jy wil 'n Coke gaan koop, jy wil iets net kry. En jy gee R200 en die ou kyk jou so aan asof hy sê, wat is die? You see, even when you from here, if you go to Swaziland, they will probably accept your rand notes, but they will refund you in their currency. If you go to Mozambique, as jy in Mozambique inry, daar voor die tyd, dan het jy daar oukies wat met die cash aan jou verkoop. En as jy nie jou storie ken nie, dan koop jy vir jou 'n kat in die sak. Want hulle is vinnig. As jy Amerika toe gaan, kan jy vergeet om jou rand te gebruik. As jy Dubai toe gaan, as jy Israel toe gaan, as jy Europa toe gaan, hier rond Botswana, Swaziland, Lesotho, Mozambique, as jy met 'n rand wil betaal, gaan hulle jou skerp indoen, maar jy gaan nie rand klein geld kry nie. Dis nou maar hoe dit is.
Hoekom is dit so? Hoekom is dit so dat as ek Amerika toe gaan, moet ek dollar gebruik? Want dis twee verskillende lande. Twee verskillende koninkryke. Maak het sin? En nou moet ek en jy besef, en die oomblik vandag, as 'n pastoor of iemand opstaan en Bybels begin praat oor finansies, dan wil mense kwaad raak. Hulle manifesteer. Nou nie in Leidenburg. Ek het laasweek oor tiende begin praat of gepraat. Weet jy wat? Mense het my Sondag aand al gebel en gesê, weet jy, ons gaan tiende betaal. Ons doen dit nou. Mense het gesê, pastoor, ek het baie geleer. Een persoon wat nog nooit in sy lewe tiende betaal het betaal. En hy het die week uitgekom, ek het mos die challenge gestel. Want jy sien, ons het twee koninkryke in Suid-Afrika, in Mosambiek, oralste, in die gees. Die koninkryk van die lig, en jy het 'n koninkryk van duisternis. En die koning van die koninkryk van die lig het gesê, ek het gekom, dat julle lewe, en dit in oorvloed kan hê. Maar die koninkryk van die duisterse koning het gesê, ek het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Hoekom? Want hy wil alles vir hom hê. Hy gee nie vir jou om nie. But what a wonderful Savior. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. So, jy moet verstaan, dat rand en dollar werk verskillend. En ek gaan nie vanmôre baie terug verwys na tiende toe nie, maar hier's 'n paar goed wat jy gou moet leer of hoor. Galasiërs 2 vers 20, ek gaan dit vinnig net lees. En ek is met Christus gekruisig en ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Die maklikste wat jy dit toets by mense is in finansies. Jy kan saam met jou bid en hy kan saam met jou Bybel lees. Sê nie, hy is wedergebore nie. Maar jy sien, wanneer ek en jy met dieselfde currency begin praat, dan weet ons is in dieselfde koninkryk. En wat ek nou, vers 20, daar sê, wat ek nou, daar waar jy nou sit, in die vlees leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Hy het dit geen roof geag om in die gedaante van 'n mens te kom wees en 'n diensknegt te word vir jou nie. Matteus 12:17, toe antwoord Jesus en hy sê vir hom, nou Jesus is die leier van die koninkryk van die lig, maar Jesus maak hierdie uitspraak en hy sê, betaal die keiser wat die keiser toekom, maar betaal God wat God toekom. Dis nie 'n apostel wat dit sê nie, dis nie 'n disipel nie, dis die Seun van God wat hierdie verklaring maak en sê, op die einde van die dag, as jy my volg, en al volg jy my nie, betaal aan die keiser wat die keiser toekom, met ander woorde aan die koning van jou land, jy betaal SARS in elk geval, as jy nie betaal nie, moet jy weet, kyk, hulle gaan jou opspoor dalk hierdie jaar. Maar jy betaal SARS, het jy 'n keuse? Nee. En nou betaal jy SARS en dan kom jy en jy bly in Leidenburg
Nou gaan dit nog erger raak. Hier betaal jy erfbelasting. Vir dienste gelewer, watter dienste? Ons kan praat oor watter dienste, maar weet jy wat? Jy het laas maand jou erfbelasting betaal, man. Anders dan sny hulle jou water en ligte af. Stem jy? Stupid, hè? Ons betaal vir goed wat ons nie kry nie, sodat as jy nie betaal nie, gaan jy nog minder kry. Maar dis in hierdie koninkryk. Maar nou leef ek nie meer nie, maar Christus lewe in my. Ek het toegang in 'n nuwe koninkryk, 'n koninkryk wat nie met hande gebou is nie, 'n koninkryk wat nie op die woord van mense staat maak nie, 'n koninkryk onfeilbaar. En in daardie koninkryk sê die opperherder, beproef my in hierdie dinge, Maleagi 3. Waarin? In tiendes en offergawes. Hou vas, ek praat vanmôre oor offergawes, offerhande. Gaan jou leer. Pastoor, is dit nou nodig? Ja. Ja. Want weet jy wat, as ons die bankrotskappe in die kerk, en ek praat vanmôre nie geestelik nie, ek praat van fisiese bankrotskappe, wil verhoed, gaan ek en jy in ons beursies bekeerd moet wees. Die Here gaan nie môreoggend as ek hier oopsluit $3 miljoen hier neergesit het nie. Dis jou deel van jou werk. Hy sal wysheid gee. Hy sal insig gee. Kan ek jou skok vanmôre? Kan ek jou skok vanmôre? Ek het 'n reuse finansiële aanbod in die moslimwêreld vir hierdie perseel. Hy's geteken, hy's geonderneem, ek moet hom net teken. Jy sien, hulle koninkryk werk nie met die en daai nie. Hulle werk met geld. As ek jou die getalle wys, wat hulle beloof en wat hulle bereid is om te betaal, gaan jy agteroorval. Maar wat sê ek? My hoop is op die Here. En weet jy wat? Jy is die Here hier, want julle is die tempels van die Heilige Gees. So as ek jou nie leer nie, doen ek jou onreg. Nou goed, keuses in die lewe, daar's 3 goed wat joune is, wat jy hanteer, wat jy beheer, God gaan nie inmeng nie. Nommer 1, hy het jou die vermoë gegee om te kies. Nommer 2, hy het jou tyd op hierdie aarde gegee. En nommer 3, hy het vir jou geld gegee. Jou salaris. Hy voorsien. En in daai 3 goed, meng hy nie in nie. Hy gaan jou nie dwing in sy pad nie. Jy gaan kies. I have decided to follow Jesus. Nou luister 2 Korintiërs 8 vers 9, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, hy was die seun van God, hy was God in die ewigheid, het hy dit prys gegee, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. He became poor so that by his becoming poor, you can be blessed. Waar praat hy nou? Waar is hy geseënd? Gees, siel en liggaam. Jy sien, want die oomblik as ek sê, sodat ek kan ryk word, dan sê die godsdienstiges, nee, dis net in jou gees. Ongelukkig, hier staan 3, ek is gees, siel en liggaam. Die Here weet, ek bid sodat hy my moet hoor en antwoord. Ek slaap sodat my liggaam kan rus. En ek studeer dat my sielsdimensie kan ontwikkel.
Jesus self het gesê, as iemand kom en hy sê ek is honger, wat help het jy sê vir hom gaan wees gevoed? Wat help het jy bid net vir hom? Wil die Here loof, ek het laasweek al uit 'n oproep gedoen en gesê, kom ons help mense in die straat. Maandag aan, ek 11 komberse kon release, nie useless goed nie, en ek dink daar was so 3 baadjies en 'n paar stelle skoene, dat mense net kom afgee. Sê die Here praat met my, die Here praat met my. Jy sien, want dis die koninkryk. Whose report will you believe? Glo ek wat die ANC sê, of glo ek wat God sê? Want hulle kan die president van die land wees, maar Jesus is koning van die wêreld. So wanneer hy sê hy het arm geword, hy het arm geword, hy het die glans van die hemel en die heerlikheid van die ewigheid verlaat, om in 'n veld gebore te word, om in 'n stal te slaap, om in Nasaret groot te word as die seun van 'n skrynwerker. Hy en sy disippels het in die veld geslaap. Hoekom? Sodat hy aan die kruis kon sterf, dat jy gered kan word. Maar terwyl hy daai goed doen, het hy iemand by hom gehad wat sy tesourier was. Hy het iemand gehad wat die beursie dra. Hy kon vir hulle sê, hier's geld, gaan hier kry daai esel se vel by die poort en maak vir ons die boogvertrek reg. So hy was nie bang vir geld nie. Geld het hom net nie beheer nie. Kom ek sê vir jou vanmôre iets, dis ons wat arm is wat deur geld beheer word. 'n ryk man word nie so beheer nie. Maar ek sê ook vir jou, dis arme mense wat in geloof en in hoop in 'n nuwe koninkryk begin kyk. En getrou is. Getrou is. Getrou is. Waarna toe werk ek? Dat hierdie gemeente ryk sal wees. Dat hierdie gemeente geseënd sal wees, sodat ons 'n seën kan wees. Ek is nie hier om 'n las te wees nie. 24 jaar terug was hierdie gemeente redelik diep in die skuld en in die moeilikheid. En in 24 jaar se oordentlike bestuur en God vertrou en sonder om een hamburger, vetkoek of pannekoek te moes smous, sê die gemeente vir die afgelope 18 jaar skuldvry. Ons het nie 'n oortrokke fasiliteit nie. Nul is nul. Ons leef nie in skuld nie. Wat jy hier sien is kontant en is betaal. Hoekom? Want daar was mense wat dom genoeg was om die woord te glo. En te sê, hierdie is nie van die Here nie, kom ons draai hierdie ding. En dit geglo het. Ek het nog nooit gepreek van hierdie kansel af nie. Dink is die eerste keer in 18 jaar wat ek praat oor finansies hierso. Want hoe durf jy? Ja, finansies is totaal jou keuse, want dit is privaat. Maar kom ek sê gou vir julle wat wil luister. In God se koninkryk in finansies is daar 4 goed wat jy kan onderskei. Daar is 10de. Of nee, kom ons begin by ander kant. Daar's die eie versorging. Eie versorging. Ek noem dit groceries. Dis waar jy jou Ford Ranger en jou strandhuis en jou Griekelandse vakansie en. Dan is daar 10de, wat ek laasweek met jou behandel het, wat 'n goddelike ding is. Dis nie 'n wet nie, dis nie 'n reël nie. Dis 'n beginsel.
Dan vanoggend praat ons oor offergawe, offerhande. En dan volgende week gaan ek met jou praat oor saad. Koninkryk sien 10de, eerste, selfversorging tweede, offerhande en saad. Luister mooi vanmôre. Kan notas ook maak. Ek gaan vanmôre jou vat na die Nuwe Testament toe. En jou bless. 2 Korintiërs 9 vers 7. Onthou nou, ek praat vanmôre oor offerhande. Offerhande word gebring vanuit jou attitude. Vanuit jou ingesteldheid. Offerhande sê nie 2%, 5% nie, help net my oom dan. Okay. Fokus weer hiervoor. Offerhande is geskoei op jou attitude. Offerhande word nêrens vereis soveel nie. Offerhande is 'n beginsel. Offerhande het baie forme aangeneem. Offers, kom ons dink brandoffer, 'n wyfoffer, 'n reukoffer, 'n sondeoffer, 'n dankoffer. En al daai offers was die mens se keuse. God het hulle nie gedwing nie, selfs nie in die Ou Testament onder Moses se wet nie. As jy my dien, hier's offers. Ek gaan jou nie dwing nie. Geen nie dwing nie. Vanmôre is daai offers geestelike offers meestal, maar daar's nog offers, want onthou nou, daardie Ou Testament het nie verval nie, dis hoekom hy nog hier geprint is in. Hy het verander van wet na beginsel. Hy is nog steeds dieselfde. Dis nog steeds dieselfde, dis nou nie meer 'n wet nie. Dis nou 'n beginsel. En dit het niks met bekering te doen nie, want Jesus is ons redding. Maar nou dat ek die uitgelopenes, die oorgestaptes is, ek het oorgestap uit duister in die lig in, ek het uitgeloop uit 'n verloor na 'n wen toe. Nou, terwyl ek nou nog in die vlees lewe, jaag ek God na. Berkeley is dit alraai daar buite. Alles oké. Durf die Here. So, nommer 1, moet jy vanmôre dit uitmaak. Hierdie is nie wettiese goed nie. O, daai pastoor van julle vat julle onder die wet. Nee, ek vat julle onder 'n beginsel in. Net soos wat dit 'n beginsel is, dat ek nie sal steel nie. Ja, die wet het dit nou ook vasgemaak, maar vir my as kind van die Here is dit 'n beginsel. Ek steel nie, al kan ek. Hoekom? Want ek het oorbeweeg in 'n koninkryk van oorwinning. Maar alright, vir 'n oomblik, kom ek vat jou 2 Korintiërs 9:7. 2 Korintiërs 9:7, hier skryf Paulus, en Paulus het vir elke gemeente vir wie hy geskryf het hy of gesê, ons wag vir julle offerhande, ons is afhanklik of dankie vir wat julle gestuur het en wat julle geskenk het. Hoekom? Sodat die werk kan vooruitgaan. 10de, sodat daar sorg in die huis van die Here kan wees. Offergawe wat ons hiernatoe bring, was bedoel om 'n blessing na buite toe te word. As die tiendes gedoen is, soos God dit sê, en die mense bring offers, dan kan ons dan na buite toe seën.
Paulus sal skryf en dan sal hy sê, baie dankie Efese, die Efese gemeente vir julle skenkings en mildelike bydra. Ons het dit ontvang uit die hand van Kleopas wat dit gebring het, en nou stuur ek vir julle Timoteus. En hy gaan nie vir julle 'n las word nie, hoekom? Want ons borg hom. Jy sien, as ons die goed reg kry, is die helfte van dit wat vandag in kerke gebeur nie nodig nie. Want dan kry ons 'n Dorcas, 'n welsyn vanuit die gemeente wat in krag beweeg. Dan kan ons mense stuur. Hoekom? Want dan het ons die koninkryk beginsel reg gekry. Die wêreldse beginsel is melk hulle. Die wêreld sê melk hulle vir eie gewin. Die feit dat ons nie dienslewering in hierdie dorp het nie, is nie te sê dat daar nie geld is nie. Die geld gaan in elk geval net vir nuwe karre. Huise, ek het dit nie gesê nie. Hoor jy wat ek sê? Maar kan jy dink, as ons as gemeente môre moet in staat wees om 'n munisipaliteit se finansies te beheer, sal 'n korrupsie stop? Nee, ons het dit so geërf. Mense gaan te kere, elke keer as en dit gebeur in Suid-Afrika tans. Mense gaan te kere as hulle 'n kerk moet toemaak, of 'n gemeente moet toemaak. En dit is so, die moslim wêreld koop daai grond op. Maar sê ons, maar waar is die Here? Die Here is hier, maar julle doen nie wat hy sê nie. Daarmee sê ek nie dat die kerk moet alles kry en hulle, ons ken misbruik, ons ken kerke wat misbruik ook. Maar wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Dis baie maklik. Wie beheer die gemeente se finansies? Waar gaan dit heen? Is daar 'n verslag wat jou kan bless? Weet jy hoe loop die goed? Of luister ons in die strate en dit bepaal wat ek gaan doen? 2 Korintiërs 9 vers 7. Laat elke ene gee soos hy hom in sy hart voorneem. Offerande. Attitude brings altitude. As jou huisgenoot vir jou belangriker is as 'n offerande, niemand kan jou dwing nie, niemand gaan jou dwing nie. Maar weet jy, wanneer Jesus in die tempel kom, waar gaan staan hy? Nie op die kansel nie. Hy gaan staan daar waar hy die offer gee. Want hy sien jou hart. Maar nou, en dit sê ek vanmôre, dis die eerste ding wat ek oor offerande uit die woord uit vir jou lees vanmôre. Laat elkeen gee soos wat hy hom in sy hart. Kan jy onthou, ek het nou gesê, die Here gaan dit nie beïnvloed nie. Daar's nie 'n skaal van offerande, jy moet soveel persent, soveel rand. Laat elkeen hom. Weet jy wat? Ek het gistermiddag al, gistermiddag al, eintlik gisteroggend, toe ek klaar met jou kar gery het, toe sit ek in my kar, en toe haal ek geld uit, ek sê, hierdie is môre se offerande. Dankie Here dat ek nog 'n offerande kan bring. Soos wat jy in jou hart besluit. Maar ek gee net vir elkeen gou R2, laat hulle daarom sien, die kinders gee offerande. Jy moet in jou hart besluit, jy moet eintlik by die huis gisterand as gesin bid en sê, Here, kyk hoe goed was die Here vir ons. Kyk hoe goed was die Here vir ons. Ek hoop nie, dis in Leidenburg nie, maar daar is mense wat so nou en dan 'n bottel brandewyn koop. En
teen enige prys is brandewyn mos 'n bargain. Maar as hy vir die Here se werk moet iets gee, dan gee hy nie meer as R10 nie. Weet, want hierdie ouens melk my. Hy gaan speel 'n potjie golf en dit kos hom vir die dag R700. Maar môreoggend is R10 vir die kerk. What's your attitude? Wat sê dit vir die Here? Onthou, ek kan nie judge nie. Ek kan nie judge nie. Ek sal nie hier kom staan en kyk wat gooi jy in nie. Maar God weet. Want dis hier waar hy jou dankbaarheid sien. Dis hier waar hy sê, hoe ernstig was jy met die Here? En dit is so. As jy op pad kerk toe onthou, wat van die offerande, dan is daar gewoonlik R2 en R5 daarvoor in die dashboard. Maar as ek besig om 'n offer te bring, of as ek besig om die Here te tip, dat ek net hierdie ding in my kop kan stil kry. Nie met droefheid of uit dwang nie. Steur ek het maar vanmôre daai R20 ingegooi. My vrou sê ons moet offergawe gee. Nie met droefheid of dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Hoeveel keer soek ek en jy nie 'n rede om nie te gee nie? Jy sien, want jou attitude, jou benadering, dis Afrikaans, nee, 'n attitude. Jou gesindheid, daar's juffrouens hier voor, help my. Jou gesindheid. I was glad when they said unto me. Wie het dit gesê? Dawid. Hoorie my vrou, kan ons nie maar net vanmôre Pick n Pay toe gaan nie, eers dan mis ons dan minste die kerk. Maar dan kan ek daarom sê, ons het familietyd gehad, ons het saam groceries gekoop. By die tweede draai, dan is jy terug in die kar en jy sê vir jou vrou, maak gou, ek het nie heeldag tyd nie. Want die Grand Prix begin en die dit en die dat en die. Hy ken jou gedagtes. Hy het jou niere getoets. In offerhande toets hy jou gesindheid. 2 Korintiërs, onthou ek is nou in die Nuwe Testament, ek lees nie nou in die Ou Testament, die 2 Korintiërs 9:8. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd, wanneer? Altyd, in die geestelike dinge, is dit wat hy sê? Lees vir my wat sê hy. In alle bang, so, dis nie net geestelike offers en geestelike, altyd, in alle opsigte. Nou raak het rof. Hoor pastoor, want as jylle begin praat oor geld, dan moet jy weet die duiwel is daar, ek gaan dit nou aanspreek. En alles volop moet hê. Hoekom? Want ek sal jou seën sodat jy 'n seën sal wees. Stel 'n ou wat vir jou sê, die kerk is net oor finansies, en hy vat jou uit vir 'n ete, maar kyk mooi, betaal hy met sy besigheid se kaart of betaal hy met sy eie kaart? Hallo? Wie trust ek? Wie se woord trust ek? Jou gesindheid. Jou gesindheid, en los nou die ryk mense, God bless them, ek wens jy was 20 miljonairs in hierdie gemeente, want dan kon ek makliker die goed preek. Maar hier sit vanmôre 50 potensiële multimiljonairs, wat nie net skatte by mekaar maak waar mot en roes is nie,
maar wat skatte by mekaar maak, wat Jesus gesê het, kyk ek kom en as ek weer kom. As ek klaar julle plekke voorberei het, gaan ek weer kom. Hierdie verdrukking waarin jy is vir 'n kort tydjie. Is dalk net vir 20 jaar. Maar in die scope van die ewigheid is dit 'n kort tydjie. Maar iewers moet ek die siklus breek. Die siklus van barrenness, it can only be broken by a seed. God het mag om alle genade, oorvloedig. Dit wil jy nie in die kerk hoor nie, nee. Ja, dis prosperity. Ja, dis Nuwe Testament. Oor julle te laat wees, sodat julle in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk, nie tot elke derde gastehuis, strandhuis, vierde bakkie nie. Want hier kom jou gesindheid nou in. Ek lewe nie meer nie. Iewerste moet ek vergenoeg raak. Iewerste moet ek kan sê, wow, want die seun van die Here wat ryk maak, is daar om my te bemagtig vir goeie werke. 'n hele klompie jaar terug het ons een oggend hier weggetrek en Pick n Pay parkeerplek toegegaan, die van julle wat daar was kan onthou. En ons het daai oggend, ek dink dit was 1000 pannekoeke gaan bak. En ons het die kerk se naam op 'n banier daar gesit, AGS, en almal wat sien, het gekyk en gesê, oei, hierdie ouens maak weer geld vanmôre. Hulle is weer in die moeilikheid, hulle verkoop weer pannekoeke. Die krag is seker af. Maar wat hulle toe nou nie verstaan het nie, is ons het die goed weggegee. Kon jy glo, hoe was dit? Dan stap ek na die auto, sê ek vir Moorie, hoeveel is julle vanmôre hier? Sê, hoorie nie, ek het nie nou klein geld nie. Sê ek wil jou bless, ek wil jou, nee, luister, jy hoor nie, ek het nie nou geld vir pannekoek nie. Ek het nie op geld gevra nie. Nee, maar kerk kan nie pannekoek weggee nie, kerk moet die goed verkoop. Kyk hier die prys van die atletiekbaan af, maar dan kom jy ou uit, dan gee ek vir hom 6 pannekoeke, sê ek, dit is vir jou 6 pannekoeke, hy sê, waar is die catch? Die ene klim in sy kar, pannekoeke en al, niemand volg hom nie, hy klim in sy kar, hy haal sy beurs, hy kom terug, hy sê, dis ek voel so sleg. Wat kan ek gee? Ek sê niks. Ek sê, maar hoekom doen jy dit? Ek sê, omdat die Here gesê het, ons gemeente sal 'n seën wees. Ons het daai dag vra vir die mense, jy het paklei met mense, om net pannekoek te vat. Want 'n kerk doen dit nie, hulle moet mos. My God het my nooit geroep om te bedel nie. My God het gekom om my te stuur om sy koninkryk te leer van die beginsels, sodat ons altyd in alle opsigte oorvloedig kan wees vir goeie werke. Dis waaroor dit gaan. En jy kan my gaan dophou. In die afgelope 40 jaar was ek 2 keer oor see. En ek het elke keer gespaar daarvoor uit my eie geld. Kerk het nie 'n sent bygedra nie. Nie een van hierdie karre wat hier buite staan, wat op my naam geregistreer is, het die kerk bygedra nie. Hoekom? Want daar is 'n skeiding tussen kerk en die persoon. En ons is hier om te sê, ons wil die koninkryk bless. Nou goed, ek wil vinnig 'n paar plekke in die Ou Testament jou invat, net om jou die prentjie te gee van offerande. Die eerste keer wanneer daar oor offerande gepraat was ooit, was in Eksodus 25 vers 1, wanneer hulle die tabernakel moet inrig en toeberei en mooi maak. Selfs daai tent tabernakel was mooi voorberei.
En die Here praat met Moses en Eksodus 25 vers 1 kom hy en hy sê, toe het die Here met Moses gespreek en gesê, luister, as die Here nie met jou praat oor finansies nie, gaan leef het uit. Hoor, as die Here nie jou hart roer, en jy hier aankom met 'n houding wat sê, ek wil 'n blessing wees, hoekom, want ek leef in die geloof, en ek kan nie, I cannot outgive God. Hierdie is nie vir die pastoor of sy vrou of vir die, nee, hierdie is vir God. As jy dit nie kan doen nie, maar dit gaan alleen gebeur as jy die stem van die Here hoor wat sê, beproef my. Beproef my. Ek gaan net dit weer vir jou lees. Toe sê die Here, so lekker, kom en wees eerlik. As ek vanmôre vir jou sê, almal wat hier, jy gaan soos 'n in-eer kry in die gees. En jy, as jy nou hier voorkom staan, gaan jy so maak met jou oor en jy gaan die stem van God in jou oor hoor. Wie van julle gaan kom? Almal. Jy gaan sê, wow, laat ek net gou my kinders en my vrou bel by die huis, hulle moet ook kom hoor, want God gaan met my praat. Hier praat die Here met Moses direk. En hy sê vir hom hierdie ding, sê aan die kinders van Israel dat hulle aan my 'n offergawe moet bring, van elkeen wie se hart hom aandrywe. Aandrywe. Hallo? Jy moet elke oggend 4 uur opstaan en gaan werk by die myn en jy wil dit naderhand nie, dit raak al moeiliker. En dan een Sondag, Maandagoggend word jy wakker, want nou gaan ek op verlof, dan is jy 3 uur wakker. Want jou hart dryf jou aan, ek wil nie hierdie trip mis nie. Ha? Jy sien, as jy vir die Here begin lewe, dan dryf jou hart jou aan. Hoorie, môre kom ons gaan vang vis. Nee, ek gaan eers kerk toe. Hoorie man, kom ons familie gaan hou piknik. Ek gaan eers kerk toe. Julle kan saamkom. Maar my hart dryf my, ek wil by die huis van die Here wees, in die familie van God. Hoorie pa, kom ons koop 'n nuwe boot vir jou. Nee, ek betaal 10de. Kan dit nie bekostig nie. My hart dryf my. Gaan 'n offergawe gee, my hart dryf my. Is dit nie dieselfde woord wat Paulus gebruik het nie? Dieselfde, nee. Hierso moet jy jou voorneem. Ons moet weer begin beheer kry en besluit wat die Here sê. Elkeen wie sy hart hom aandrywe, moet julle van my 'n offergawe bring, vers 3. En dit is die offergawe wat julle van my moet bring, goud, silwer en koper. Ek gaan nou nie baie daaroor uitbrei nie, jy kan dit gaan lees in Eksodus 25. Op 'n kol sê hy, as hulle te arm is, bring 'n tortelduif. As jy nie 'n tortelduif kan vang nie, bring 'n stuk hout. Hoekom? Jy bring iets. Skryf hierdie vanmôre neer. God seën iets, nie iemand nie. Here, mag het so wees. Ek bid vir iemand wat opstaan in 'n straat en sê, hy gaan elke week 'n stukkie hout hier kom ingooi, totdat hy 'n R2 het, totdat hy 'n R10 het, en hy gaan God beproef in offergawe. Ek bid vir so iemand. En ek sal nie vra, as hulle daar agterkom en die offerande daai hout kry, gaan ons daai offerande daar hou. It's a offer unto God. Maar dit moet uit jou hart uitkom, dit moet nie uit snaaksigheid wees. Kom ek treat hom, toe pastoor, daar is jou hout. Jy gee dit nie vir my nie. Jy gee dit vir God. Hierdie is tussen jou en God. Elkeen, vers 14 van daai hoofstuk, wie moet offergawe gee? Elkeen wat oorgaan na die geteldes. Nou wat hier gebeur het is,
kinders was nie getel nie. Kinders was nooit getel nie. Net as jy volwasse die bar mitzwa gedoen het, ouderdom 13 om en by, as jy dit gedoen het, en jy's getel as deel van die volk van God, hoor mooi, daar 7 biljoen mense op die aarde om en by, seker nou al 8, maar die geteldes is hulle wat deur die bloed gekom het. Hulle wat deel is van Godse volk. Is nie nou meer ouderdom of tradisie of wet nie, die bloed. As jy jou hart aan die lewe aan die Here gegee het, verwag hy 'n offergawe van jou. Maar die oukie is 14 jaar oud. Bring 'n tortelduif. 'n offergawe. Ek ken 'n kind wat in sy laerskool daar begin het om R5 elke week van sy sakgeldjies. 10de R5 offerande. Elke week. 32 is hy geseënde van die Here. Jy sal nie glo nie. Is hy lucky? Nee. Hy het die Here beproef. Of hy nou golf speel en of hy nou wat doen of wat moet doen by die skool of wat, daai was Godsinne. Ek weet. Elkeen wat oorgaan na die geteldes, hier sê hy nou, van 20 jaar oud en daarbo, daar sê hy dit, moet die offergawe van die Here gee. As jy wedergebore is, gee jou offergawe. Nie rondkarring. Waarvoor is dit gegee? Vir die bou van die huis van God. In Eksodus 35:5, neem van julle besittings 'n offergawe aan die Here. Laat elkeen wat gewillig is in sy hart, hierdie ding kom oralste oor. Dit bring die offergawe van die Here, goud, silwer, koper, vers 21, en elkeen wie sy hart om opgewek, en elkeen wie sy gees om aangedryf het gekom. Hulle het die offergawe van die Here gebring vir die werk aan die tent van samekoms en vir sy hele bediening en vir die heilige klere. Hulle het iets van die koninkryk geondersteun. Maar hoor dan, wat sy hart om aangedryf het, wat hom hy is aangewakker. Ek wil 'n blessing wees. Hoeveel van julle sê hierdie ding elke week saam met my, maar jy besef nie eers wat jy sê nie, jy bedoel dit nie. Ons is nou net besig om die dienste open in Leidenburg. En dan stap jy 'n vreemde ou en dan sê hy, What? Kyk wat verklaar julle elke week. Want God is 'n waarmaker van sy woord. Vers 22, die manne het met die vroue gekom, elkeen wat gewillig was, van hart was. Hulle het gespes en ringe en vingerringe en halsnoerrade, allerhande goue goed gebring. En elkeen wat 'n offer van goud aan die Here gewy het. Jy sien, jy kan jou houtie kom ingooi, maar die Here weet wat het jy by die huis. Jou ingesteldheid vir die werk van God. Pastoor, ek gaan nou hierdie offergawe gee, maar wat maak julle met my 10de? Hou hom. Dis jou 10de. Pastoor, wat word van hierdie offerhande? Hou hom. As jy nie die leierskap kan trust nie, hou dit. Want dan is jou ingesteldheid verkeerd. Jy kan mos sien wat gaan aan. Jy kan ons sien. Kom maar by die huis, ek het so julle reeks foto's van hoe net ons kerk en ons geboue gelyk het, die afgelope 25 jaar. Jy moet net bietjie kyk wat het geword van mense wat hier was, in die gees.
Vers 24. Elkeen wat 'n offergawe van silwer en koper kon aanbied, het die offergawe van die Here gebring, en elkeen wat akasia hout besit het, wat oral by die werk kon gebruik word, het dit gebring. Kyk hoe wyd gaan die offergawes. Want jy sien, ons dra 'n visie. As jy die visie ken, dan weet jy, ek moet akasia hout hê, hulle kan dit gebruik, kom ons stuur 'n ton. Kom ons doen dit, kom ons doen dat. Ons seën die werk van die Here. Alright, kom ek gaan vorentoe. Numeri 18:27. En julle offergawe sal vir julle gereken word. Nou moet jy mooi lees. Jou offergawe sal vir jou gereken word. Deur wie? Deur God. En nou weer eens, hierdie is nie wette nie, hierdie is beginsels. Vir my in die Nuwe Testament, ek het 'n verwagting. Ek staan op God se woord. As ek hierdie ingooi, dan reken hy dit nie as 'n 10, 'n 20, 'n 50 of 'n 100 nie. Hy reken dit as iets in 'n nuwe koninkryk. En hy reken dit soos koring van die dorsvloer af. En soos die volle pars, die volle opbrengs uit die parskyp. Met ander woorde, jy sal eet. Jy sal 'n oes hê. Jy sal drink. Wat kom hy en hy sê, jare later sê Jesus hierdie woorde, kom na my toe. Kom koop by my. Brood en wyn. Koring en die parskyp. Jy sien die oomblik as jou attitude, as jou ingesteldheid en offerande reg is, en jy sit dit hier, dan hoef jy dit nie te sê nie, die Here sê, as jou ingesteldheid by die offerande reg is, dan reken ek dit as 'n koringoes vir jou. Ek reken dit as 'n parskyp oes vir jou. Jy sal nie honger gaan nie. Jy het die Here gedien, maar jy was honger. Maar nou begin jou ingesteldheid anders raak. Pastoor, ek het self nie kos nie. Kom ek vertel jou van 'n vrou, die weduwee van Sarfat. Wat is wreder as 'n profeet wat in haar huis kom, en hy vra vir haar, sy en haar seun, nee, hulle was mos die vrou en die seun, nee. Net die twee. En hy weet haar man is dood. En hy vra van, wat wil jy om te eet? En sy sê, al wat ek kan offer, is hierdie laaste bietjie meel, en hierdie bietjie olie. En hy het nie 'n emosionele stryd nie, hy het 'n woord van die Here in hom. Want die emosie sou gesê het, ek loop, ek gaan nie eers hier slaap nie. Sorry, ek gaan KFC op die hoek kry. Hy sê, hoor die woord van die Here, maak vir my brood, ek moet eet. Maar is nie genoeg vir ons almal, ek moet eet. Dis wreed, hè? Yes, human rights. Women and child abuse. Skree die human rights het uit. Waarin sy? Gehoorsaamheid is beter as offerande. Sy hoor die woord van die Here groter as haar behoefte en haar besef, as ek hierdie klaar het, is daar nie eers geld vir môre nie. En hy kry daai broodjie en hy eet dit. En sy gaan terug en ewe skielik is die meelhouer vol. Want dit word toe gereken as 'n koringoes. Toe ek haar geëer het, toe sê hy, luister, jy en jou seun, stap gou hier af in die straat, gaan haal kanne. Dan maak die kanne vol. Is ek nou nog by die selfde storie, nee? Of is ek nou verkeerd?
Maar daar is nie olie oor nie, ek en my kind gaan honger kry, gaan haal kanne. Soveel as wat jy kan. Die volgende oggend toe hy loop, toe sê hy vir, nou het jy 'n olie besigheid. Sien, want God slaap nie. Slaap nie. Die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. Hierdie woord is 'n betroubare woord. Die beginsel sê, as ek dit doen, dan reken God dit as 'n koringhoes vir my. Hy sien dit soos die oes uit 'n oorlopende paarskyp. Weet nie van u nie, maar ek sal like ons nog 'n offerande gee vanmôre. Ek sal gou kaart toe hardloop, my kaart gaan haal en die masjien aankry. Jy sien, as ons daar kom, as ons daar kan kom. Ons sit in Port Elizabeth een aand in 'n diens. Ek is op die verhoog by 'n ander gemeente en daar's 'n ou wat preek van Uganda af daar en Welma sit in die bank en ons is in 'n arm gemeente. Daar is nie. En ek in sy lewe en ons het regtig op daai stadium van ons lewe het ons niks. En hy praat daar aand en die Here praat met my en hy neem 'n offerande op die einde van die diens op. Daar is my vriend. Ek kan jou 5, 6 mense nou gee wat dit vir jou sal bevestig. En terwyl ek op die verhoog sit, ek het in die orkes gespeel en gesing, praat die Here met my en die Here sê vir my, gaan skryf 'n cheque van R7,500. Yes, maar ek speel, nee, hierdie klank moet net verdwyn. Nee man, ek is emosioneel. Yes, en ek begin huil, want ek weet die Here praat met my. En ons het klaar gesing, en hy sê, almal van julle sit, maak gereed, kry jou offer gereed. En ek stap van die verhoog af in die gangetjie na waar Welma sit, sy die checkboek by haar. En toe ek aankom, toe sien ek Welma's in trane. En ek gaan sit langs haar, en toe ek langs haar gaan sit, sê my man, ek weet ons het nie, maar die Here sê ons moet vanaand 'n cheque van R7,500 skryf. Ek sê skryf, ek sal teken. Lang storie kort, die volgende oggend toe ek die kinders aflaai by die skool, ek het ons nou gesaai, ons nou 'n offerande gebring. Nou is ek 'n man van geloof, gaan ek ATM toe, dit so by die hoek van die skool, swipe my kaart gou, ek wil gou die balans check, 0. Here, het 'n halfuur as hierdie bank oopmaak met 'n daai check, ek die check kanseleer. Maar my gesindheid verander en ek ry terug Young Park toe. Van Newton Park af Young Park toe. So 20 kilos. Ek kom by die huis, daai jare het jy nog e-mail gekry met daai dial-up. Onthou julle. Dial in. Kyk gou wat se e-posse is daar voordat ek moet ry dat ek by die bank kan uitkom en verduidelik van daai check. Ek kry 'n e-pos van 'n man wat 8 jaar voor dit in my gemeente in Leeudoringstad was. Hy sit op daai stadium as 'n pastoor in Amerika, ek het nie eers geweet nie. Hy stuur vir my 'n e-mail. Nou Amerika is ons nie dieselfde tyd as ons nie. So toe ek die offerande gebring het daai aand 7 uur. Toe is dit net so 10 uur die oggend by hulle, 11 uur. Hy is nog in die oggend.
toe ek gaan slaap, toe sit aand by hulle. Toe ek 8 uur gaan check, toe sit om en by middernag by hulle. Iewers het daar 10 uur, 11 uur stuur hy vir my e-mail. Hy sê, Pastor Dries, my wife and I have decided we will never return to South Africa. And we've got a bank account from Absa, and we have closed that bank account and asked them to completely deposit everything that's in that account into your account. It would be affected today. Het was iets soos R20,000 op daai stadium. Ek en my vrou sag op ons knieë. We gaan die Here loof en prys en ek gaan terug en ek trek weer e-mails. Hier kry ek 'n e-mail van Absa. Bevestig R20,000 is in. God, you're so good. Hierdie is 'n getuienis. Brag nie. Brag nie. Ek brag nie. Ek getuig. Ek staan soos in 'n hof. En ek sê vir julle wat in die gehoor is, maar ek vertel die regter, o God, toe ek jou beproef het jy deurgekom. Vyand, toe ek gaan in ongeloof die kaart swipe het, my God deurgekom. En hy het my geseën. Dis tyd dat jou hart jou begin aandryf, nie emosie nie. Die 0 wat ons in ons rekening gehad het, was nie 0 nie, dit was die 0 op die oortrokke. God, you're so good. Psalm 4 vers 6 sê, offerandes van geregtigheid en vertrou op die Here. Jy sien, want in my hand, as ek daai R50 met die regte gesindheid bring, dan word dit 'n offer van geregtigheid. En dan vertrou ek die Here. Waarvoor vertrou ek die Here? Dat ek dit wat ek geleer het, gaan smaak en sien dat God goed is. Wanneer laas het iemand met jou gepraat oor offerande uit die woord uit? Wanneer laas het jy 'n oordentlike preek gehoor oor tiende uit die woord uit? Jy sien, want die oomblik wanneer jy dit doen, seën jy hierdie bak, maar jy stap in 'n seën in. Jou lewe sal nooit dieselfde wees nie. Psalm 50 vers 5. Versamel my gunsgenote. Hoor nou. Versamel my gunsgenote vir my. Kry hulle hier in die kerk by mekaar. Versamel hulle. Hulle wat my verbond by die offer sluit. Ons het nie meer 'n offeraltaar met bloed te goed daar nie. Ons doen dit nie meer nie. Waar offer ek vanmôre? Ek offer hier. Ek offer dank. Ek offer met die regte gesindheid. Jy al agtergekom partykeer, as jy moet deurbreek, dan raak jou dankoffer aan die Here, raak hy ook moeilik. Jou blydskap verdwyn. Hoekom? Want die oomblik as jy daai goed doen, dan sê die Here, dis my gunsgenote. Kan hulle net bietjie by mekaar, hoekom? Want ek wil nog guns oor hulle gee. Daai is my kinders wat ek voortrek. Hulle is my gunsgenote. Die ander het ek lief, wat nog nie ingekom het nie, sodat hulle kan inkom. Maar hierdie oukies wat hierdie goed doen, 'n offer in geregtigheid bring, hulle is my gunsgenote. Psalm 54:8 roep Dawid uit, hy sê vrywillig,
Ja, nee, ek gaan nou vir die volgende 2 weke in die kerk toe nie, want dit gaan net weer praat oor offerande en dan voel ek gedwing en dan, hou jou offerande, asseblief. Wat is jou prioriteit? Het laasweek gesê, ons het dit gedoen en het gewerk. Mense het my kwalijk geneem toe hulle begin 10de betaal het en hulle het nie geld nie. Toe sê ek, die deal is so. Jy bring jou 10de in 'n koevert, jy sit jou naam op. En ek sit al die koeverte in 'n kluis. En aan die einde van die maand, as jy short kom, dan kom haal jy. Want aan die Here ons nou nie sy woord stand gedoen nie. Die einde van die maand, na die diens, toe staan ek met die koeverte daar, sê ek, Buckley, is die koevert? Nee man, ek het deurgekom. Gert, hier is jou koevert. Nee, ek het deurgekom. Daar het nie een ou sy koevert kom haal nie. Nader ons sê, is jy nou soepert? Betaal die geld in. God is 'n waarmaker van sy woord. O, jy het dit geleer. Nou leef ek in die geloof. Jy sien, die 2de maand, die 3de maand leef ek in die geloof. En ek doen dit met 'n verwagting. Want God is getrou. Vrywillig wil ek aan U 'n offer bring. Ek wil U naam, o Here, loof, want U is goed. Hy is nie net goed in die hemel nie. Hy is goed terwyl jy slaap. Hy is goed terwyl jy vanmôre hier uitry. Kan jy dink? Daai tannie wat langs jou staan. En die volgende oomblik sê jy vir die kassiere, hoorie, ek betaal vir haar ook. Het jy al probeer doen? Ek het al 'n paar keer. Net 'n blessing te wees. Mense se reaksie. Sê ek, hoorie, lei al goed deur, ek betaal dit. Nee, jy kan nie. Sê ek kan jou wys, ek kan. Check hier is 'n kaart, watch. Ek het dit betaal. Nee, maar wat skuld ek jou nou? God, you're so good. Weet jy, iewers te ry sy huis toe en iewers gaan sy vir iemand sê, daar het vandag 'n ding gebeur. 'n wildvreemde man het my kredeniersware betaal. En iewers in haar kring gaan iemand vir haar sê, God was vir jou goed. So my offer kan hierdie woord ook in vervulling bring. Kan ek nog so 2 minute kry? Nog so 4 versies. Kom ons gaan gou terug Maleagi 1 toe. Was daar al die goed wat jy gebruik as voorbeelde is Ou Testament? Ek weet. Maar is nou nie meer my wet nie, dis nou my beginsel. En ek het vir jou gesê, Moses het daai woord gehoor deur 'n profesie uit Exodus, nee, Maleagi. Maleagi is nie 'n wetboek nie, Maleagi is 'n profetiese boek. 'n Profeet. 'n Profeet profeteer vorentoe. Hy praat vorentoe. Hoor hoe begin Maleagi 1 vers 1, het jy dit al gelees? God spraak. Just te sterk. Die Here praat. Die woord van die Here aan Israel deur die diens van Maleagi. Aan die volk. Aan hulle wat oorgestap het. Aan hulle wat gekwalifiseer het, 20 jaar en ouer. Through the blood into thy presence. Ek gaan net 2 gedeeltes lees gegoed. 2 versies. 1 in hoofstuk 3. In hoofstuk 3, dit ken julle almal. En hy sal sit, vers 3, 'n smelter en 'n reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig. Nou praat hy met die priesters se seuns. Hy sê eintlik wat hy vandag in Afrikaans sê, hy sê ek sal die kerk uitsond.
Ek sal gemeentes uitsort en reg kry waar hulle hierdie goed begin reg doen. Ja. En hulle louter soos goud en soos silwer. Wat is die doel met dit? Sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer kan bring. Het ek dit nie net nou op 'n Psalm gelees nie? Die hele smelterproses kom daarin dat daar weer in geregtigheid 'n offer gebring word. Nie met 'n verkeerde gees nie, nie met die show of godliness nie, maar dat daar in geregtigheid weer offers aan die Here gebring word. En hierdie is nie die enigste offer nie. As jy môreoggend jou hande opsteek terwyl jy kombuis in 'n ketel aansit en wasgoed was en jy begin die Here loof en prys, dis 'n offer van jou lippe. Hy woon in die lofoffers. As jy môre middag by die huis kom en jy vat 5 minute van jou tyd en jy bid saam met iemand, dis 'n offer. As jy môre aand vanmiddag jou TV afsit vir 'n kwartier en Bybel lees, dis 'n offer. Maar dan moet jy sê, Here, ek bring 'n offer. Ek bring 'n offer. Hierdie is maar een gedeelte van Exodus. In Psalm het ek dit vir jou gelees. Ek bring 'n lofoffer. Ek wil die Here loof en prys. Offergawes gaan nie net oor geld nie, dit gaan oor geld ook, goud, silwer en alles wat jy het. Maar laat alles wat asem met die Here loof. Dis die offer. 'n regverdige offer. So as jy die lotto gewen het, moet dit nie in die offergawe gooi nie. Sit dit in 'n koevert en verduidelik voordat jy dit gee, dat ons eers die kus breek. Ag, ons mag maar so nou en dan 'n bietjie lag ook. Nou sê die Here vers 4. Dan sal die offer van Juda, die lofprysers, die aanbidders en Jerusalem, die mense wat in vrede bly, vir die Here aangenaam wees, soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd. Kom ek sê vir jou, Israel as volk was nooit in die vermoë om ryk te wees nie. Maar daar was altyd manna, daar was altyd kwartels. As dit moet, was daar 'n wolkkolom. As jy hoor, dan stuur die Here 'n wind wat die soldate bang maak en hulle maak mekaar dood. God bly getrou. En luister vanmôre vir 3 stryd. God has 1,000 ways to answer all your prayers. Ek gooi eendag petrol in met 'n 10 rand. En ek sê vir die man, gooi vir my 10 rand se petrol in. Toe hy klaar is, toe gee ek vir hom die 10 rand en hy sê, wag, gekom. Wag, gekom. Waarvoor moet ek wag? Ek soek nie 'n strookie nie. En hy staan net die kantoor toe en hy kom terug met 'n strookie, maar hy het nog uit note by hom. En hy kom en hy sê, dankie meneer, en hy gee my strookie. Ek sê, wow, wat gaat hier aan? Daar's 90 rand kleingeld. Sê ek het jou 10 rand gesê, nee, ek het my 100 rand gegee. Sê, maar ek weet wat ek in my sak gehad het. As ek 100 rand gehad het, was ek nie nou hier nie. God has 1,000 ways. Ek en hy stry seker vir 20 minute. Wat dan sê hy? Maar miskien het die Here 'n wonderwerk vir jou gedoen. Ek sê, gaan maak net seker dat jou geld nie min is nie. God has 1,000 ways. Hy hoef nie jou salaris te gebruik nie. Jy beskielik kan jou kar se
wiele vir 5 jaar hou in plaas van 2. Maar weet jy, dis God wat dit doen? Of sê jy, hier, ek moet weer by IQ gaan koop, hierdie tyres, hou jong. Gee eer, bring 'n offer van lof waar dit nodig is. Sodat dit weer aangenaam kan wees. Lord, bring back those happy days. Wat 'n happy days. Toe die Here met Moses kon praat en die volk het geluister. Toe die Here met Maleagi kon praat en die volk het geluister. Toe die Here met Paulus kon praat deur 2 Korintiërs 8:9 en die volk het geluister. Here, doen dit vanmôre weer in die eeue wat kom. Hierdie eeu bring weer herlewing in die finansies in die koninkryk. Maleagi 1 vers 8. En dit is die moeilikste 2 verse om seker nou mee te eindig. Maar ek gaan dit in elk geval probeer. En as julle 'n blinde dier bring om te offer, is daar geen kwaad in nie. Jy sien, nou 2 versies wat die Here sê, ek kyk wat jy doen. In plaas van om af te skeep, los eerder. In plaas van om af te skeep, 'n blinde dier te bring. Jy sien, want hierdie wette was vir die Jode. Ken jy 'n Jood? Hy gaan eerder die blinde donkie bring as die mooi donkie. En hoekom? Blinde donkie kan nie geld maak nie. By die Jode het het net gaan oor geld, hulle hele lewe hier. Is daar geen kwaad in nie? En as jy 'n lam of 'n siek dier bring, is dit geen kwaad nie? Bring dit vir jou goewerneur. Jesus het ons gesê, betaal aan die keiser wat die keiser toekom. Nou mag jy, maak vir my 'n lam R50. Hierso, maak gou een van die R50 lam. Sal hy welgevalle aan jou hê? Of jy goedgesind wees? Dit vra die Here van die leerskare. Ja, gesien hoe bring ouens 'n offer. Hy bring hy R50, vra die ouens wat geld tel. Hy wil hom net nie weer sien nie, waar kon ek gooi het, hy binne in. Langsam. Nee, moenie 'n blinde lamme bring nie. Gaan huis toe, maak hom gereed. Here, hierdie is vir u. Dis my laaste ene. Maar dis vir u. By u stel die beginsel. Hy wat laaste was, sal eerste wees. What an awesome God. Spandeer partykeer 'n bietjie tyd hierso. Spandeer 'n bietjie tyd. En dit gaan jou lewe verander. Hy sê, sal jy so blinde een vir jou goewerneur vat as belasting? Nee, hy sê jou platklap, hy sê jou tronk gooi. Maar die Here is ons lank en lankmoedig. En ons doen dit vir die Here, man. Nie vir die burgemeester nie. Nie vir die minister van Finansies nie. Ons is hier besig met 'n verhouding, 'n verbond. Onthou dit, ek het dit laasweek ook gesê. Finansies gaan oor verhouding. Tiende gaan oor verhouding. En julle sê, kyk, wat 'n moeite. Dit is al weet offerande gee. Kyk maar partykeer. Nou nie in Leidenburg nie. Partykeer dan, hy vrou moet hom vat. Onthou jy in die dae toe ons die offerande sakkie so deurgegaan het. Ek ken dit, ek was ook daar. Jy gooi net jou hand en daar's niks in nie.
Gooi net jou hand en skud die sakkie aan, klink dit asof jy iets ingegooi het, nee. Dan is moeite. Ek is 'n student, wat nog net nou vir haar 'n milkshake kon koop. Nou moet ek nog offerande ook gee. Moeite, man. Moeite. Julle verag dit. Nou, dis 'n profetiese woord, dis nie 'n wet nie. Die profeet sê, julle verag dit. Sê die Here van die leerskare, en julle bring geroofde en lam en siek diere. So bring julle dan die offer. Kan ek met dit welgevallig uit julle hand aanneem? Vra die Here. So dit gaan nie, nêrens gaan dit oor die hoeveelheid nie. Gaan oor die gesindheid, gaan oor wat jy bring, en of jy bring. Dis offerande. Maar as jy hom bring, met die regte gesindheid en die regte hart, sê God, ek reken daai offer vir jou soos 'n koringoes en die oorloop van 'n paar skype. Here, ek wil net vanmôre aan u so oomblik dankoffer. As jy voel jy wil 'n dankoffer bring, begin met die Here praat. Here, ek wil net vanmôre 'n dankoffer bring. U het vanmôre opnuut met ons gepraat oor offerhandes, offergawes, die plek daarvan in die koninkryk. Laat dit wees volgens u woord in my lewe. Here, ek wil my hande wyf, ek wil my stem ophef en sê, God, you're so good. You're so good to me. En al is daar nog geen vye aan die bome nie. Here, vanmôre vertrou ek u. Selfs by die offergawe. Ek sal nie weer 'n lamoffer bring nie. Ek sal nie weer 'n vasgedrukte offer bring nie. Here, ek sal nie maar net sommer met moeite nou dit beskou nie. Maak, Here, vanmôre maak ek 'n besluit. Ek gaan met vreugde 'n offer bring. My lewe sal 'n offer wees vir u. En Here, vanmôre bid ek vir elke persoon wat hierdie gehoor het. Ek bid, Here, dat hulle die goeie saad sal hoor. Ek bid dat hulle die verwagting sal kry. En Here, elke woord van kritiek wat teen hierdie lerings en lesings wil kom, sny ek sommer nou af. Elke negatiewe uitspraak en elke negatiewe klik van die tong, kanselleer ek sommer nou in die naam van die Here. Want u gaan gemeentelede gebruik om die gemeente te seën, sodat die gemeente 'n seën kan wees, en die dorp 'n seën kan word, en dat die provinsie 'n seën kan word, en dat die provinsie die land kan seën, en Here, dan neem ons die land in besit vanweë die heerlikheid van die Here. My hulp is in die naam van die Here. Ek sien elke man en vrou wat hier is. Ek stuur hulle op 'n pad van guns en genade. Ek roep oor hulle die belofte van God se woord. Almal wat dit glo sê amen. Here, seën u, mag jy 'n wonderlike tyd hê.